Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Noag se ark was 135 meter lang, 22,5 meter breed en 13,5 meter hoog. Dit beteken dat die ark ongeveer 1,5 rugbyveld lank was. Die interne volume van die ark was ongeveer 43,000 kubieke meter. Die ekwivalent van 569 treinwaans. As die gemiddelde dier so groot as 'n skaap was, het dit 'n kapasiteit vir 125,000 diere gehad. Dit was die eerste boot van sy grootte wat ooit gebou was en was strawwe werk wat bloed, sweet en trane vereis het. Kan jy dink hoeveel geloof dit moes gevat het om die ark te bou? Ek meen, wie bou 'n boot in die woestyn? Wie bou 120 jaar lank aan iets wat die res van die mense nie eers geglo het nodig is nie? Wie bou hulle hele toekoms op iets wat nog nooit van tevore gebeur het nie? Tog sê die woord in Genesis 6 vers 22, en Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. En hier is 'n interessante stukkie inligting. Eers in die 19de eeu is 'n skip van daardie grootte weergebou. Tog word daardie ontwerp steeds as die goue middelweg vir stabiliteit tydens storms op see beskou. Noag se daad van gehoorsaamheid het letterlik die wêreld verander. Net so sal gehoorsaamheid jou wêreld ook verander. As Christene is ons geroep om gehoorsaam aan God te wees in die groot en klein dinge, dag in en dag uit. Om in gehoorsaamheid te leef is soms moeilik, maar God het ons toegerus en daarom kan ons doen wat ons ook al moet doen met sy hulp. God se tydskedule maak dalk nie altyd sin vir jou of die mense rondom jou nie, maar onthou, sy planne vir jou is planne van voorspoed en nie om jou skade aan te doen. Alles wat God van jou verwag om te doen, is vir jou eie beswil. Vertrou dat wat God jou ook al vra om te doen, hy jou beste belange op die hart dra. So streef daarna om jou aan sy gesag te onderwerp en hy sal jou seën op maniere wat jy jou nie eers kan voorstel nie.